Haar blerrie bierman, episode 9. Rikus is op die punt om na sy ma te gaan soek, toe sy by die kombuis instap. Hy was vinnig winkels toe. By die terugkom het hy 'n groot Audi voor haar woonstel sien staan, maar van haar was daar geen teken nie. Dit is winter en die son hang nie te lank in die weste, voordat dit agter die horison wegraak nie. Daarna is dit gewoonlik donker en ysig koud. Dit is nie asof hy en sy elke aand saamkuier, terwyl sy hier by haar woonstel in Waterval boven is nie. Maar dit is altyd lekker om op die eerste aand, wanneer sy van haar ekskursies af terugkom, of by haar in haar woonstel, of hier in sy privaat kwartere in die groot huis saam te kuier. Dan kan hulle opmaak en nuus uitruil. Vanaand is dit sy beurt om kos te maak. Hy haal 'n bier en 'n bottel witwyn uit die yskas. Daarna haal hy vir sy ma 'n wynglas uit die rak. Ek wou net gaan kyk wat van ma geword het. Kan ek vir jou wyn skink? Dit sal lekker wees, dankie. Sy ma gaan sit by die eetkamertafel. Sy het vroeg al geleer om nie in te meng wanneer hy kos maak nie. Vanaand braai hy steak, aardappels en sampioene in 'n swaar boom riffelpan. Daarmee saam bedien hy 'n roerbraai groentegereg. En hoe lyk ons kleine Clarissa? Het jy lekker gekuier? Vra hy en sit borde en eetgerei op die plek maatjies by die servette. Sy's eenvoudig te pragtig. Clarissa voel in haar sakke vir haar selfoon en Rikus keer verbete. Regtig? Oor hoeveel foto's van een kleintjie, wat op elke foto presies dieselfde as die vorige een lyk? Moet hy nog koer? Hy hou nie eers van kinders nie, man. Dis oukei, ma. Ek het genoeg van haar gesien op al die foto's wat ma van my en Dada hulle aangesteer het. Behendig haal hy die pan van die warmplaat af om die vleis te laat rus en daarna skep hy op. Dis 'n pragtige bordjie kos, Rikus, komplimenteer sy ma hom. Ja, is reg, sy kan dit eerder afneem. Dankie. En waar was ma toe net nou? Ek het gou omgestap om te sien wat maak die nuwe intrekkers met oom Stein se huis. Toe het ek ons oulike buurvrou ontmoet. Ons oulike buurvrou? Daai een wat vir my oom sê. Hy steek sy hand na sy ma toe uit en vra, sal ons dank? Misverstand, besluit sy ma toe hy amen sê. Sy het nie geweet nie. Hy kan sweer sy het nie haar oë toegemaak onder gebed nie. Ernstige misverstand, waarskynlik iets wat Valentino vir haar gesê het, maar kan ons dit nou daar laat? Sy weet nou dat jy my seun is, en ek het haar genooi om Saterdag aand by ons te kom eet. By ons? Jammer ma, ek sal dit nie kan maak nie. Ek het 'n groot groep wat inkom. Ek moet vir baie mense curry maak. Hoeveel mense? Is dit te veel om vir 2 ekstra mense te maak? Dan eet sy saam. Ag, dit sal heerlik wees. Dankie, Rikus. Ma, ek het nie ja gesê nie en moet dit nie aan my doen nie. Daardie vrou en haar agent het agter my rug met oom Stein gehuil en my droom onder my watse naam uitgesteel. Moet haar asseblief nie te welkom laat voel nie. Wat as dit van my afhang, werk ek haar hier uit en koop die plek vir die helfte van die prys wat sy betaal het. Is dit so, Rikus? Sy ma kan soms soos 'n yswyntjie op hierdie einste Hoëveld klink. Jy weet nie dalk iets van 'n spookstorie of 2 wat skielik die rond te doen en haar bouers weggejaag het en haar skrik op die lyf gejaag het nie. Spookstories? Nee, daai is mos ma se afdeling. Probeer hy om dit as 'n grap af te maak. Maar wanneer sy ma hom steeds reguit aankyk, vra hy kastig onskuldig. Nou van watter soort spookstories praat ma? Die een waarin tant Betta glo dwaal, iets in die lyn van oom Steintjie, wat vir tannie Betta vermoor het, en nou loop sy met 'n pik rond om mense wat aan haar huis karring en probeer om daarin te woon, dood te kap. Gruisam, stem Rikus heel hartig saam, maar sy ma tik hom oor die vingers. Rikus, ons buurvrou is in 'n toestand, jy moet dit nie doen nie. Volgens haar was dit die grootste fout wat sy in haar lewe gemaak het om hierdie plek te koop. Ek dink sy huil haarself vanaand aan die slaap, waarskynlik soos elke aand van haar lewe van dat sy hier is. Sy was klaar stikkend, terwyl sy vir my vertel het van
alles wat in daai plek verkeerd geloop het. Yes! Gaan dit deur Rikus se kop. Moenie huil nie, Poppie, verkoop aan die oom. Toe vraai vroom, hoe smaak die kos, ma? Die steak is heerlik, Rikus, baie dankie, vol maakgaar gemaak. Gesondheid, gesondheid. Soos altyd is hy verstom oor sy ma se vermoë om dinge te weet. Maar een ding moet sy mooi verstaan. Van die vrou hier langsaan gaan hy ontsla raak. Sy kan 50 keer saam met hulle kom curry eet, maar hy soek haar nie in sy huis nie. En dit is nie Kleerskaya nie. Nee, dit is oom Stein se huis wat sy onder hom uitgeskaak het. Daardie huis moes teen die tyd al syne gewees het. Rikus stap later saam met sy ma na haar woonstel toe. Hy hou sy selfoon by hom, want die oomblik waarop sy die deur van binne afsluit en hy omdraai na sy kombuisdeur toe, bel hy. Henry, die tyd om tot aksie oor te gaan is nou. Ek het jou hulp nodig. Gooi my. Ek wil 'n aanbod maak op die Steinhuis langsaan. Jy moet die aanbod vir my daar gaan aflewer. Hoe so? Die huis is mos reeds verkoop aan, jy weet mos wie, en wat? Of het daardie probleem intussen vanself weggegaan? Vir 'n prokureur is die beer regtig 'n bietjie kortsigtig. Nog nee, Henry, maar ek is nou besig om ernstig daaraan te werk. Ek wil hê, jy moet 'n kontrak opstel, maar my naam mag nog nie op die kontrak wees nie. Jy gaan haar persoonlik besoek en sê dat die aanbod van 'n onbekende belegger afkom. Daar's probleme met die huis. Daarna bel hy een van sy universiteitsmaats. Janus, die boslandster, wat geoloog geword het en hier iewers in die omgewing klippe omrol. Daai ou, antwoord sy foon vrolik. My aarde, Rikus, ek kan eerlikwaar nie onthou wanneer laas ons twee met mekaar gepraat het nie. Waarskynlik op universiteit laas, maar hy gaan Janus nie daaraan herinner nie. Hulle was amper beste vriende, en toe vry hulle mos agter dieselfde girl aan, en hulle raak 'n bietjie suurgat vir mekaar. Toe loop haar 'n derde ou met Sandra weg. 2 honde baklei mos oor 'n paar ellelange seksie bene, en 'n derde ou glip met haar daar weg of so iets. Nou vra Rikus, Janus, is jy terug in die omgewing? Is jy in Waterval boven? Ek werk op die oomblik in Machade dorp. Wat van jou, Rikus? Nog in Natal? Al getroud en kinders? Nee, dankie, nie in 1000 jaar van sondae nie. Ek is nie getroud nie. My sussie moet maar sorg vir die aanwas. Ek wil regtig nie kinders hê nie. Ja, en ek is terug in Waterval boven. Ek bestuur nou ons familiegastehuis, Kleerskaya. Is jy toe getroud? O aarde, nee ook nog nie. Ek wag vir die regte een. En jy is reg oor kinders. Nie soos wat die aarde nou daar uitsien nie. Ek ook nie, baie dankie, stem Janus saam. Wel, ek wag nie eens vir die regte een nie, want ek glo nie daar bestaan so iemand nie. Hulle tree mos op asof hulle reg is, en wanneer hulle dink hulle het jou, verander hulle soos dag by nag. Daarna kom Rikus tot die punt. Janus, doen jy nog daardie gronddigtheidstoetste met jou draagbare sonarmasjien? Natuurlijk, Rikus, maar die ding is nou nie vir onder die arme optel en ronddra nie. Ek ry met my bakkie rond, maar hy is redelik beweeglik en op wiele. Hoekom? Is daar iets wat ek vir jou kan doen met die ding? Ja, dit gaan oor die huis reg langs aan Kleerskaya. Die ou kerel het die plek aan so goedgelowige dom groentjie uit die stad verkoop, maar hy het dalk belangrike inligting aan haar verswyg. Nou het hy die man se onverdeelde aandag. Regtig, watter soort inligting, Rikus? En hoe raak het my? Man, destyds, toe hulle daai lang garage gebou het een van die bouers vertel, dat terwyl hulle die fondasie gegrawe het, daar 'n reuse gat ingeval het. Maar 'n moerse gat, ek sê jou, 'n gat wat hulle met vragte en vragte los sand moes opgevul het. Dit het gelyk soos 'n grot of 'n tonnel wat van die ooste na die weste gegrawe is. Nou klink dit asof die nuwe eienares van die waanhuis 'n dubbel verdieping wil maak. Lieg jy nie 'n bietjie nie, Rikus, oor die gat in die grond byvoorbeeld, wat soos 'n tonnel daaronder loop nie?
Janus, of ek nou lieg of nie, dit is wat ons vir die vroumens wat daar gekoop het, moet laat verstaan, en jy gaan my help. Syne agent het vuil gespeel met my, nou gaan ek hulle terugkry. Ek wou daar die huis gekoop het, om die grond by Kleerskaja in te lyf. Parkeerplek en extra slaapplek, jy weet. So ek sal enige iets doen, om daai huis nog steeds te kan kry. Janus is nie dom nie. 'n gat wat daar onder die huis en veral die waanhuis deurloop, kan nogal die eiendomse waarde laat val. Nie waar nie, Rikus? Ja, om nie eens van die vriese van die huisinwoners te praat nie. Sal jy byvoorbeeld graag in 'n plek woon wat op 'n reuse sinkgat gesetel is en enige oomblik in die aarde kan verdwyn? Nee, jessie, Rikus, as dit my plek is, bly ek doodstil en vertel vir niemand. As daar dan 'n aanbod uit 'n vreemde oord vir die plek kom, dan aanvaar ek dit dadelik, al het ek 2 keer meer vir die plek betaal. Het ek ook mos uitgewerk, so brein moet jam kry, en so help mense mekaar. Was die een hand die ander hand, tydsberekening is alles. Nes jy daar sê, Rikus, is dit 'n mooi girl? Beeldskoon, antwoord Rikus. Dan sal dit nie reg wees as ons haar in Australië moet gaan uitkrap en by mekaar maak, omdat sy so diep in die aarde ingeval het nie. Hoe dra mens sulke nuus nou aan haar nasbestaandes oor? Nee, jy doen nie. Mens skryf net 'n klein berig in die plaaslike koerant en dan gooi die huis in die gat toe. Eers, Rikus, ek kry die boodskap. Jy gaan nie nonsens van daai een vat nie, nee. Janus fluit deur sy tande. Die boodskap het thuis gekom, maar net vir ingeval daar dalk 'n misverstand is vraai. Dink jy die sinkgat is groot genoeg dat die hele steinhuis daarin moet verdwyn? Die potensiaal kan nogal daar wees, ja. Maar wag so 'n bietjie. Janus dink eers weer. Nee, wag, Rikus, julle bly mos op daardie hoogte. 'n Sinkgat op die koppie is not bloody likely. Nou wat van tonnels? Wonder Rikus. Jy weet oom Paul Kreer se goue ponde het net mooi hier iewers weggeraak. I wish, steen Janus. Maar net soos wat jy daar sê, as daar so iets soos 'n vrag goue ponde in die omgewing weggesteek is, kon dit net mooi daar onder die huis langs jou ook gebeur het. Ek sal die saak daar beslis moet gaan ondersoek. En gestel jy kom agter dat daar die gat reg onder die garage wat jy gaan ontdek op jou sonar, en dit is die ingang na 'n mensgemaakte tonnel, hier reg onder ons voete, dwars oor waterval boven. Ja, 'n tonnel wat afdaal na die middelpunt van die aarde, droom Janus saam, asof hulle die Boksombende is en pas agtergekom het waar Penny, die rooi hennetjie, haar paaseiers weggelê het. Daar, na waar die Kreer miljoene weggesteek is, bevestig Rikus, en toe word hy wakker, en besef dat dit in 'n nagmerrie kan ontaard. Nee, wag, magies Janus, wag eers, net nie die Kreer miljoene nie, jy weet hoe mal mense raak, weet jy hoeveel mense sal op ons dorpie toesak, as daar enigstens gerugte ontstaan, dat die Kreer miljoene in 'n tonnel onder die steinhuis dwars deur waterval boven loop. Nee, dan styg die waarde van haar eiendom so, dat ek dit beslis nie sal kan bekostig nie. Nou, wat anders stel jy voor, vra Janus. Ag, laat verstaan net my geagte buurvrou, dat daar 'n baie goeie kans is, dat sy een aand hier in Suid-Afrika in haar knusse bedjie gaan inklim, en die volgende dag in Australië se woestyngebiede mag wakker word. Nou maar reg, dan doen ek dit. En jy sê dit is 'n vreeslike mooi alleenloper buurvrou. Duidelik het hy Janus se onverdeelde aandag, maar heeltemal om die verkeerde redes. In daardie geval moet ek miskien maar my ou instrumentjie bring en kom ondersoek instel. Maar sal sy daarvoor kan betaal? Natuurlik gaan sy nie daarvoor wil betaal nie. Ek sal moet. En ek koop vir jou 'n steak en 'n bier daarmee saam. Maar jy mag dit nie vir haar sê nie. Sy moet dink die staat doen dit in nasionale belang.
of in dorpsbelang as waterval boven deur die aarde ingesluk word, het Departement Volksveiligheid en Grondverskuiwingssake 'n belang daarby. So jy gaan sê dit is hulle wat jou gestuur het. Dink jy die vrou is onnosel, Rikus? Nee, ek dink nie sy is onnosel nie. Ek verkies net om my nie aan vroumense se oormatige hoeveelheid grys vloeistof te dink nie. Maar hoekom vra jy? Iemand wat gereeld nuus kyk sal weet, daar bestaan nie so 'n departement nie. En dit is waar jy die fout maak, Janus. Iemand wat gereeld nuus kyk, sal weet wat ons regering doen, en dan sal hulle besef dat die moontlikheid bestaan, dat so 'n departement onlangs opgepaddastoel het. Enige oomblik, enige dag, kan daar nuwe departemente gebeur, en mense in die parlement gaan sit. Ook weer waar, solank hulle net 'n vreeslike hoë begroting het in hierdie departement. My Marianus, wel hierdie departement van Volksveiligheid en Grondverskuiwingssake se begroting is jammerlik klein. So wat gaan jy my vra vir die jobbie, maat? Die bedrag wat Janus noem is daarom haalbaar. Maar toe hy wil groot, keer die man. Daai klink nie vir hom reg nie. Dit klink te veel na plaasonteiening of eiendomsontiening. En hierdie gaan mos nie oor onteiening nie. Elzaan gaan mos self besluit om te trek, en dan sal sy na 'n gawe koper wil soek. Wel, noem het dan departement enige iets. Moet net nie die woorde soos goud en skatte gebruik nie. Jy weet mos, dit maak mense mal. Waarsku Rikus, en daarna groet hulle. Word vervolg.